Asai, goeiemôre julle. Ja, ek gaan nou nie preek hier, nou al baie goed vanoggend gebeur. So volgende week preek ons. Hierdie week wil ek sommer net Kobus, ek sal vir jou 'n typie stuur, dan kan jy hom luister op pad huis toe. Maar ek wil sommer vanoggend net klein bietjie ons hart deel. Die koninkryk van God gebeur op die kondisie van 'n mens se hart. Die belewenis wat ek van die Here het, gebeur in hierdie plek waar ek eerlik is, in hierdie plek waar ek nie hoef voor te gee nie. Dis waar ek die Here beleef. Wanneer al my maskers af is en al my goedjies weg is, daai is die plek wat bepaal wat in my hart aangaan, hoe ek God beleef. Want ons kan sê wat ons wil en al die regte goed, maar dis dan daai plek van eerlikheid waar God se koninkryk kom. So vanoggend as ek goeie sê, dan is dit nou nie soos by 'n troue waar almal 'n speech moet maak en daar sekere goed hier, maar ek kan nie net preek vanoggend hier. So eerstens wil ek vir Edwin en vir Sandra baie dankie sê. Ek dink is vir hulle net so 'n groot pad van geloof soos vir elkeen van ons. So dankie dat julle Jesus in ons sien en in die potensiaal insien. En mag die Here julle ook seën vir dit en ons sien regtig uit om saam met julle God se wil te doen. Sodat almal van ons eendag voor hom kan staan en hy vir ons almal kan sê, well done, good and faithful servant. So, dankie vir almal wat, ek gaan nou nie name noem nie, soos by 'n troue vergeet 'n mens baie, maar dankie vir almal wat vir ons gehelp het en kampstoele gebring het en koffie gebring het en koekies en worsies en allerlei goedjies, ons waardeer dit baie. Maar dan wil ek ook vir julle dankie sê, dat julle geloof sit in ons. En nie regtig in ons nie, maar in Jesus Christus in ons. En is die goedjies wat ek van my kant af wil sê, is, soos wat Edwin nou so mooi gesê het, ons kan niks uit onsself uit doen nie. Dis God wat binne in ons werk, om te wil en om te kan doen wat hy wil hê, ons moet doen. So, vir ons staan saam met julle ook in dieselfde geloof, dat hy sy koninkryk hier sal plant, en verder sal uitbou. So, van ons kant af, wil ek 'n paar commitments maak, aan julle, van ons af, aan julle. En die eerste commitment wat ek graag wil maak, en my vrou stem saam, is, ons wil vir julle ouens kom lief wees. Ons wil nie kom gimmicks, en kom al daai goeters hier. Ons wil vir julle kom lief wees. Nie lief met 'n funny, snaakse, tipe, weird liefde nie. 'n Liefde wat kom uit God se hart uit. Wil ons vir julle kom lief wees. En hoe meer ons julle leer ken, hoe meer ons saam bid, hoe meer ons saam veg, hoe meer ons saam kuier en lag, hoe dieper gaan daai liefde groei. Maar ek wil vir julle sê, ons wil hier wees vir julle. Ons het hier toe gekom, nou ek is gebore in die Parel, ek het gebly in Swellendam, ek is mal oor die Weskaap, toe ek so, ja, dit is, ek weet nie, dit is nou nie die oranje rivier, is die boereworsgordyn, ek weet nou nie wat noem jy die Vaal nie, maar toe ons so oor die Vaal gaan, so sê ek nie weer nie. Maar, ons is baie bly om hier te wees, en het is so, ons is bietjie nader in die hemel, maar ons het hiernatoe gekom, nie vir al die mooi en vir al die lekker, en ons geniet dit. Ons het hiernatoe gekom, want ons ervaar die Here by julle, en ons wil vir julle ouens lief wees, en ons wil vir julle daar wees. Tweede deel van hoekom ons hier is, en aangesien dit die kerk is, sal ek daarom iets uit die Bybel uit. Efesiërs 4 sê die volgende, vers 11 sê, and he himself, dis Jesus Christus, wat vandag gepraat. Ek sien hulle gooi vir my die woorde daar agter, ouens, ek kan nie daai, ek gaan maar, verskoon my. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Vers 12, for the equipping of the saints. En so vanoggend gaan nie oor my en Alet, of selfs oor Edwin en Sandra, of enige nie, vanoggend gaan oor julle. Julle is die saints, die gelowiges, en dit gaan oor julle, en ons is hier oor julle, en oor God se hart vir julle. En dan sê hy, for the edifying of the body of Christ. Nou edifying, is nie die defy in die kombuisie, edify in Afrikaans beteken vir die opbou van die liggaam. En dis hoekom ons gekom het, en dis wat in ons harte is,
Ons wil sien hoe die Here ons almal saam as sy liggaam opbou. Dit klink dalk snaaks vir my om dit te sê, maar weet julle hoeveel blydskap is in 'n mens se hart as jy sien die Here werk in jou broer of jou suster se lewe? Daar's baie goed wat jou excited maak, maar daar's min goed wat jou so bly maak soos dit. Dan volg hy in vers 13, of vers 113. Till we all come. Hoekom gee God hierdie geskenke vir sy liggaam? Hy gee mense till we all come to the unity of the faith. Ouens, ek wil vir jou 'n oop uitnodiging maak. As jy vra het, ons huis is oop. Ek is oop, my vrou, ons is oop. Ons is eenvoudige, gewone mense. Moenie met vrae in jou hart rondloop nie. Kan ons 'n ooreenkoms maak? Moenie met vrae, as jy vra het, kom na ons toe. As jy 'n testimony het, kom na ons toe. As jy wonder en jy verstaan nie, kom asseblief na ons toe. Ons is huismense. Ons hou daarvan om mense in ons huis te hê, ons hou daarvan om mense hier te sien, ons hou daarvan om in julle huise te kom. So as daar goeders in jou hart is, kom praat met ons en kom deel. Goed, meer as sleg, maar as dit sleg is, dan is dit ook alright. Kom met dit. Hy sê, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. En ons bid, en is die gebed van ons lewe, en is die gebed in ons hart vir julle, is dat ons ervaring van Jesus Christus nie 'n kopervaring gaan bly nie. Nie gaan wees nie gaan vashak in 'n plek van waar ek weet van hom nie. Maar dat ons ervaring van God sal wees, 'n ervaring waar ons hom ken deur belewenis, deur ervaring, deur 'n verhouding wat diep is, waar ons stap saam met hom. En is goed, en ons moet kennis hê, dis belangrik en is kosbaar. Maar ons hart is dat ons saam God sal beleef. En nie net sal leer van hom en sal weet van hom verder. Hy sê, to a perfect man. So ouens, wat beteken perfect? Beteken nie perfek soos ons perfek en sonder foute nie. Beteken om volwasse te wees. God wil hê, elkeen van ons moet volwasse wees. Ons moet groei. Waar ons verlede jaar saam met die Here geloop het, is 'n ou plek waar ons geloop het. Daar's klaar tree, is soos 'n spoorlyn, die trein is verby. God wil hê dat ons groei in 'n plek waar ons nog meer soos Jesus Christus gaan word. En ons wil saam met julle groei en meer soos hy raak. Soos Paulus gesê het, minder van my en meer van u. Luister, julle is baie gereformeerd vanoggend. Moenie nou wat ons hier is begin. Hy sê, to a perfect man, en dit beteken natuurlik a perfect woman, a perfect son, a daughter, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ons settle nooit nie, ons stop nooit om te groei saam met die Here nie. Ons moet soos Christus word. Dis nie wat Paulus besluit het nie, dis wat God self besluit het. God het gesê, leef in jou huis, in jou kinders, in jou gesin, by jou werk. Dit is die maatstaf. Die maatstaf is Jesus Christus. Die volle grootte. En dit is in sy hart om in ons te werk, om te word tot die volle grootte van Jesus Christus. Vers 14 sê, iets wat ek dink nie op die bord gesit het nie, maar het sê dat ons nie soos kinders heen en weer gegooi moet word nie. En tye is onstuimig, en is onstuimig, want ons weet ons koning is op pad, en dit gaan onstuimig, en ons harte moenie bevrees wees nie. Ons harte moenie bang wees wanneer ons hierdie dinge sien gebeur nie, want ons weet dit moet kom voor die einde. Ons moet groei, sodat ons kan word God se hande en voete en sy hoop in 'n donker wêreld. So die eerste ding wat ons wil doen, ons wil julle lief hê. Tweede ding wat ons wil doen, ons wil saam met julle groei in Christus. En die derde ding wat ons saam met julle wil doen is, Jesus kom en hy's by die vrou, by die put, die Samaritaanse vrou by die put, Johannes 4, I'm sorry, I forgot I must speak English as well. Ek is jammer.
Vergewe my asseblief. In John 4, Jesus is at the well with a Samaritan woman. And she meets her Savior. And she runs back into the city and she starts turning the city around. En dan kom die disippels van McDonald's af. Hulle het kossies gaan haal vir Jesus. En dan sê hulle, Here, hier is die kos, here's the food. En dan sê Jesus vir hulle die volgende, hy sê, I have food that you don't know of. En dan dink hulle, maar wie het vir hom kos gebring? 60-60, wat het nou? Iets het gebeur. Vir julle ouens in Riversdal, 60-60 is checkers. Dan sê hy vir die disippels, hy sê vir hulle, hierdie is my kos, hierdie is wat my vol maak, hierdie is wat my blydskap gee en wat my krag gee, wat my voed en wat my vul, is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om dit klaar te maak. Ek wil alles doen waarvoor God my op hierdie aarde gesit het. En dis ons hart en dis ons droom. As ons dit kan doen, dan doen ons wat die Here wil hê. Om saam met jou langs jou te kan stap en saam met jou te kan journey. Ek hou van die woord journey, dit beteken dit gebeur nie oornaggie, is 'n pad wat ons stap. Om saam met jou te stap sodat jy die werk, die doel waarvoor God jou, the purpose that God has made you for, that we together can discover that, and together can fulfill that, and that you can finish the work that God has ordained you to finish. So, om saam te vat, wat is die 3 goed wat ons wil doen? Nommer 1, ons wil julle lief hê. En met God se liefde lief hê. Nommer 2, ons wil saam met julle groei in die Here. Saam met julle groei in sy goedheid en in sy genade en die salwing van hom wat op ons almal rus. En nommer 3, ons wil saam met julle werk in sy koninkryk, sodat ons die werk kan klaarmaak en dat ons almal kan huis toe gaan. Amen. Amen. So, nou kom 'n ou voor hierdie ding en dit voel dalk miskien maklik vir party en soos 'n berg voor ons ander. Maar ek wil afsluit met wat Paulus in Filippense 1 gesê het. Hy sê daar in vers 7, en hy praat met die kerk en hy sê, ouens, wees eengesind en wees by mekaar, wees die liggaam. En dan sê hy die volgende ding, hy sê, en I'm Paul, I'm being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you. En soos wat ek verlede keer gesê het, wat 'n incredible werk het die Here nie alreeds in julle gedoen nie. Dan sê hy dat hy wat hierdie goeie werk in julle begin het, will complete it until the day we go home. He who started it will complete it. Hoe kan Paulus hierdie confidence hê? Hy sê, man, ek is seker, dit wat die Here in jou begin het, gaan die Here voltooi. Maak nie saak waar, miskien is jy op die berg, miskien is jy in die dal, maar dit wat God in jou begin het, what God has started in you, forming Christ in you, He will complete. Being confident. Hoekom is Paulus confident? Hy sê dit in die res van die versie. Just as it is right for me to think this of all of you, sê geraai volgende een, because I have you in my heart. Want ek dra jou binne my hart. Ek dink aan jou, as ek in die stort staan en jou naam flash, dan bring ek jou voor die Here. Ek weet dat die Here gaan voltooi wat hy begin het in jou lewe, want hy is God. En ek, jou broer, dink aan jou. Ek dra jou op my hart. En omdat as ons mekaar op ons harte dra en regtig, nie omdat ons moet nie, omdat ons wil. As ons mekaar op die hart dra, dan sal God se wil persoonlik in elkeen van ons, in ons huisgesinne, en ook in hierdie gemeenskap en in hierdie gemeente gebeur. Amen. Kan ek saam met julle bid?
Vader Here, ek kom bid vanoggend saam met my nuwe familie. Wat lank reeds deel is van my familie, maar ek ontmoet baie van hulle nou eers. En Here, ek vra vir u liefde. Ek vra vir u genade. Ek vra vir u teenwoordigheid. Heilige Gees, ons vra dat u sal kom werk in elkeen van ons. Here, ons kom stel vanoggend onsself beskikbaar. Ons maak vanoggend 'n keuse, Here, om, hoe wonderlik dit ook al was, om uit te stap uit 'n ou seisoen uit en om in te klim in 'n nuwe seisoen. Nie omdat die nuwe mense is nie omdat dit 'n nuwe jaar is nie, maar Here, omdat u gesê het, u doen iets nuuts. Stap ons vanoggend met geloof en met oorgawe uit in 'n nuwe seisoen. En ek bid, Here, dat elke liewe mens wat hier is, wat nog hier gaan kom, elke iemand wat in hierdie vallei is, Here, u sal beleef. U godheid, u goedheid, u liefde, u dissipline, u genade, u guns, Here. En meer as al hierdie goed, dat ons u teenwoordigheid sal beleef. Beskerm ons, hou ons veilig, en vul ons met u vreugde, en met u krag, in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat ons u kan ken, dat u ons gekies het voor die grondlegging van die wêreld, om u te ken. Ons is lief vir u, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.